Hi, baie welkom. Dankie dat julle inskakel by vandag se bespreking van ons weeklikse les. Hierdie week kyk ons na les 11. Wat meer kon ek doen? Vir 8 tot 14 Maart. Hierdie week se geheue-teksvers is in Johannes 18 vers 37. In die 2020 vertaling lees dit soos volg. Is u dan tog 'n koning? Het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom. U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom, om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. En dan in die ou Afrikaanse vertaling lees Johannes 18 vers 37 soos volg. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkene wat uit die waarheid is, luister na my stem. Ons wil U dank, Hemelse Vader, dat U ons geseën het in hierdie week se bespreking van ons les. Ons wil U bid, Heer, waar ons nou hierdie week se les gaan afsluit, dat U ons ook vandag sal seën. Skryf asseblief U woord op ons hart. Ons pleit dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom. Dankie weer eens dat julle saam met ons inskakel. Dankie vir elkeen wat die duimpknopie druk, vir julle gebede en julle ondersteuning. Ons is vandag by Vrydag 14 Maart. En die lesie vra vir verdere studering moet ons kyk na The Reward of Earnest Effort, bladsy 285 tot 288 in Testimonies for the Church deel 9. Nou ek besef nie almal van ons het hierdie boeke nie, so ek plaas 'n skakel van hierdie spesifieke gedeelte, hierdie spesifieke boek, sal ek 'n skakel in die bespreking van die video hieronder sit. Gaan klik gerus op daai skakel en daar gaan u dan hierdie boek kan lees, onder andere die bladsye wat daar aangegee word uit die Testimonies for the Church deel 9. Nou ons het hierdie week se Vrydag gedeelte het ons 5 vrae. En hier is die eerste vraag. Die eerste vraag lees. Het jy al jou kop oor die raadsbesluite van God gebreek? Met ander woorde, het jy al gedink, nee, Here, hoe kan U dit toelaat? Hoe kan hierdie dinge so wees? Dan vra dit verder. Hoe put jy vertroosting uit die wete dat al hierdie dinge eendag verklaar gaan word? God gaan eendag aan ons openbaar. Dinge wat ons nie nou verstaan nie, hoekom dit so gebeur het. Nou die vraag is, hoe kan ons vertroosting daaruit put? Wel, die pragtige ding van hierdie vraag, die pragtige antwoord op hierdie vraag is, in elkeen van ons se lewens het daar dinge gebeur, toe dit gebeur het ons gedink, dis nie reg nie. Dit is nie lekker nie, dis nie regverdig nie, hoekom laat die Here dit gebeur, hoekom moet dit so wees? Maar later het die Here dan aan ons geopenbaar en kon ons terugkyk en sien, o, Here, nou verstaan ek wat U doel was met daai spesifieke ding. Nou ja, daar is baie wat in ons lewens gebeur het, wat ons vandag nog nie antwoorde op het nie. Maar, daar is dinge wat God aan ons antwoorde gegee het, wat aan ons bewys is, dat ons God kan vertrou. En al die onbeantwoorde vrae, God gaan hulle vir ons antwoord. En die feit dat God alreeds sy liefde, sy omgee aan ons bewys het, dit is wat vir ons sekerheid kan gee, dat die onbeantwoorde vrae nog beantwoord sal word. En dat God se wil daarop altyd die beste is, was en sal wees. Kom ons kyk na vraag 2. Vraag 2 lees, bepeins die volgende. Wat Christus moes opgee ten einde as 'n mens gebore te word en vir die mens te sterf. So met ander woorde, dink 'n bietjie aan dit wat Christus alles moes opgegee het, om die Messias te word, om sy troon te verlaat, 'n geskape wese te word, 'n mens te word, die sonde te oorwin en vir ons sondes te sterf. Daai groot opoffering wat hy gegee het. Dan sê dit verder. Wat sê dit ook van ons aangaande God se liefde en of hy wel vertrou kan word? Wat meer kon hy vir die mens doen? Wel, baie duidelik, uit hierdie groot opoffering, wat God vir ons gedoen het, deur vir ons te sterf op die kruis, kan ons sien dat hy ons werklik lief het. En dat sy liefde 'n selfopofferende liefde het. Met ander woorde,
Hy doen dit nie vir homself nie, hy doen dit vir ons, uit liefde vir ons. En natuurlik kan 'n mens so iemand vertrou. Vraag 3. Lees. Waarom is God se reputasie of naam dan so belangrik? Watter implikasie het dit vir diegene wat hulle self Christene noem? In watter opsigte het gelowiges al vir Christus 'n slegte naam gegee? Wat kan ons in ons plaaslike gemeenskappe doen om in ons handel en wandel 'n beter navolging van Christus aan ander te toon? Wow, nou hier is baie meer vrae. Hierso is 1, 2, 3, minstens 4 vrae in hierdie een vraag. Die eerste vraag is, waarom is God se reputasie of naam dan so belangrik? Wel, dit is belangrik, want God het ons geskape en hy is ons skepper, hy is ons God. En wil ons nie 'n God hê wie ons kan vertrou nie? Wie ons kan weet dat wat op sy hart lê, is 'n belang vir ons beste, vir ons welstand. Kan jy jouself voorstel? Of van ons kan seker nie, want ons het leiers in lande en organisasies en selfs by die werk, wat selfsugtige menings het vir alles wat hulle doen, en hulle hou ons nie in gedagte nie. So ons het 'n proetjie van die duiwelse idee van 'n koninkryk, sy karakter, wat hy eintlik probeer afdwing en sê, dit is God se karakter, maar ons weet dit is nie, en daarom is dit belangrik dat almal dit weet, sodat God aanbid word uit vrye wil uit dankbaarheid, uit liefde uit. Want jy kan nie geluk ervaar andersins nie. Die volgende gedeelte van vraag 3 vra, watter implikasies het dit vir diegene wat hulle self Christene noem? Wel, dit is so sekere partye in die wêreld, politieke partye, wat so goed praat van hulle leierskap, maar dit is baie duidelik dat daar's niks goeds in hulle leierskap nie, dat alles gaan oor bedrog en oor steel en partyskap en so voorts. So hoe kan jy jouself 'n Christen wil noem as die aantuigings van die duiwel waar is, dat God nie 'n God van liefde, regverdigheid en geregtigheid is nie? So ja, anders sit ons met eier in ons gesig. Maar op die einde van die dag, dank die Vader, gaan God se naam skoongemaak word. Dit sê verder hierso, in watter opsigte het gelowiges al vir Christus 'n slegte naam gegee? Wel, dit is 'n retoriese vraag eintlik, want ons almal weet en ons het dit miskien self gedoen, waar ons as Christene vir God se karakter 'n slegte naam gee, want ons is veronderstel om sy disippels te wees, te doen en te sê wat en soos hy dit doen, en ek is skuldig. Ek het al die Here se naam sleg gemaak, deur my optrede, deur dinge wat ek sê en hoe ek dit sê. Ons almal is skuldig daaraan. So dis eintlik maar 'n retoriese vraag, volgens my. En dan die volgende gedeelte sê, wat kan ons in ons plaaslike gemeenskappe doen, om in ons handel en wandel 'n beter navolging van Christus aan ander te toon? Baie mooi en baie belangrike vraag. Ons moet met ander mense omgaan in die liefde en die genade en die barmhartigheid van God, maar sonder om ongeregtigheid goed te spreek. Ja, dit is 'n ietsie waaroor 'n mens lekker kan gesels, hoe 'n mens dit kan toepas in ons lewens. So gesels met in die kommentaargedeelte hieronder en deel u gedagtes met ons asseblief. Vraag 4 lees soos volg. Dit sê: op die keper beskou is ons beste antwoorde met betrekking tot die kwessie oor boosheid in die stadium nog onvolledig. Swaar. Ons kan nie antwoorde gee vir alles wat in hierdie wêreld gebeur nie. Hoe kan ons diegene wat lyding en swaar kry beleef op 'n praktiese wyse nader, sodat ons verligting in hierdie wêreld kan bring terwyl ons op finale eindtyd oplossing vir die sondeprobleem wag, 'n oplossing wat slegs die Here kan bring? Wel, ek dink empatie en simpatie, en nie vingerwys nie. Nou baie mense sê, moenie my foute uitwys nie, want dan oordeel jy my, en dit is nie waar nie. Ons is veronderstel om mekaar se probleme as 'n foute uit te wys, in liefde en in sorg, omdat jy probeer help, nie omdat jy probeer wys, ja, sien jy hoe sleg is jy nie. En as ons mense
'n sproe gee van die hemel, 'n proetjie gee van die genade wat God op ons lewens uitgestort het, ons het ook so kan oordra aan ander mense, kry hulle 'n reukie van God se karakter. En so kan hulle meer vertroue opbou in God. Vraag 5 lees soos volg. Bepeins Jesaja 53 vers 4 oor die feit dat God ons krankhede en smarte gedra het. Wat het in 'n gesamentlike sin by die kruis gebeur wat ons help om die verlossingsplan en die prys wat God vir ons verlossing betaal het, te verstaan? Wel, vriende, dit wat op die kruis gebeur het, sal ons nooit ten volle kan verstaan nie. Dit gaan ons studie wees tot in alle ewigheid in die hiernamaals, op die nuwe hemel, in die nuwe hemel en op die nuwe aarde. So om dit ten volle te verstaan, gaan ons nie nou reg kry nie. Maar dit wat in ons geopenbaar is, die feit dat hy wat onskuldig is, skuldig geword het, en my skuld gedra het. En ek dink een van die mooiste maniere om hierdie prentjie oor te dra, vir ons om te verstaan, is hoe God dit aan die mense oorverduidelik het in die Ou Testament, deur middel van die offersisteem. Ons almal het al 'n lammetjie gesien. Party van ons het al 'n lammetjie vasgehou. Hulle is die pragtigste goedjies, is hulle nie? Hulle is so onskuldig. Daar is nou regtig nie 'n lammetjie wat 'n mens kan sê is spiteful of is vol bedrog of enigiets nie. Hulle het geen sonde, hulle is nie eens 'n konsep van sonde nie. So onskuldig is hulle, soos 'n pasgebore babietjie. En selfs nog meer as 'n pasgebore babietjie, hulle het geen skuld selfs in hulle nageslag oor enige verkeerde dade of sonde nie. En dan moet daar onskuldige pragtige lammetjie met daai pragtige oogies, snoet en oortjies en potjies, moet sy lewe geneem word, want my sondes is op hom geplaas, wat onskuldig is, wat nie deel het aan my sonde nie, sodat ek vry kan wees. Wie julle in hierdie opsig is die enigste een wat onskuldig behandel is die lam. Is die lam van God. So kom ek lees hierdie weer. Dit sê, bepeins Jesaja 53 vers 4 oor die feit dat Christus ons krankhede en smarte gedra het. Wat het in 'n gesamentlike sin by die kruis gebeur wat ons help om die verlossingsplan van die prys van wat God vir ons verlossing betaal het te verstaan? Wel, ek kan nie dit ten volle verstaan nie, met al wat ek verstaan is, God het my werklik lief. Hy wil my verlos, hy wil my red, meer as wat ek gered wil word. Ter afsluiting, ek wil graag afsluit met hierdie gedeelte in hier by Vrydag se les, wat hulle aanhaal uit Testimonies for the Church deel 9 bladsy 286. En hiermee sluit ek af en dan gaan ek vir ons bid. Dit lees. Al die godsbesluite wat ons so vreeslik laat kopkrap het, sal na die wederkoms aan ons verduidelik word. Die dinge wat so moeilik is om te verstaan, sal dan sin maak. Reg voor ons sal die verborgenhede van God se genade ontvou, waar ons beperkte verstand van tevore net chaos en verbreekte beloftes gesien het, sal ons dan die volmaakste en mooiste harmonie bespeur. Dan besef ons dat God in sy oneindige liefde daardie dinge wat vir ons die swaarte gelykheid oor ons pad gebring het. Na mate ons besef hoe tederlik die Here ons versorg het, die Here wat alles vir ons ten goeie laat meewerk, sal ons oorloop van vreugde, 'n ongekende en verruklike blyskap beleef. Ellen G. White, Testimonies for the Church, deel 9, bladsy 286. Kom ons bid. Hemelse Vader, ag wat 'n groot eer dat U ons so lief het. Here, ons is so jammer dat U vir ons sondes moes gelei het. Maar dit was U plan van verlossing, omdat U 'n God van liefde is. Ons loof en ons prys en ons bid U, Here, asseblief, help ons
om los te maak met die wêreld en die sondes in Jesus se naam.